die Here van die hemele, prys die Here, alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here, prys sy grote naam. Prys die Here van die aarde af, by die see, van die berge af, prys hom wonde diere, plante en riviere, prys die Here, prys sy grote naam. Prys die Here, alle volke saam, mans en vroue, prys die Heer se naam, prys hom konings, vorste, oud en jong tesame, prys die Here, prys sy grote naam. Is die Here, en ek prys die naam, is verhewe, oor my loflied aan, deur die majesteit, sterk oor hart en hemel, is my Here, en ek prys die naam. Is my Here, en ek prys die naam.
is meer belangrijk nie. Sal U in my hart regeer. Daar is geen plek vir ander nie. Voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer. O Koning Heer, ek wil U eer. U naam besing, U hande bring, want U, o Heer, bly altyd in my Heer. U bring in my lewe ry, gehoorsaam my en lief vir my. Laat my liefde loflied wees, aan U, o Vader, seënlik Gees. Ek wil U roem, Vader, nou, my God en Heer. Ek wil U roem, Vader, nou, my God en Heer. Goeiemôre gemeente, baie welkom vanmôre ook hier in die erediens. Baie welkom aan Ruits Moedergemeente wat ook hier by ons is. Ek sien ons is maar taamlik dun gesaai. Ek weet nie is dit nog oor dat dit vakansietyd is nie, maar ek het gehoor die skole begin môre. So ek weet daar is daarom so hier en daar mense wat nog met die voorreg het om nog met vakansie te wees, maar ek is so dankbaar om elkeen van julle vanmôre ook hier in die erediens te sien. En dit is regtig my gebed dat julle terwyl julle hier is, ook die nabyheid en die teenwoordigheid van die lewende God sal ervaar. Mag julle ook ervaar dat die Here hier by ons is, in ons midde, dat hy tussen ons is, dat hy met ons is en dat hy in ons is. En mag sy naam bo alle name verheerlik word vandag in ons saamwees hier. Ons toetrede lied wat ons sing is Jesus groot bo almal. Ons sing dit terwyl ons so sit. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Here in my land, Immanuel. God is met ons, reddende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel. God is met ons, reddende Here, lewende woord. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees van ons Here Jesus Christus, God ons Vader, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. As ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die elke sterrewolke,
Tema van môre is die krag van 'n positiewe voorbeeld. Die krag van 'n positiewe voorbeeld. En as ons na die voorbeeld van Jesus kyk, die voorbeeld wat hy vir ons gestel het van hoe ons behoort te leef, dan sê Jesus ook vir ons dat ons sy voorbeeld moet navolg. Dat ons op so 'n manier sal lewe, dat ons as Christene, as kinders van die lig, sy lig in hierdie wêreld uitstraal. En een van die mooiste voorbeelde van hoe Jesus vir ons sê dat ons sy voorbeeld moet navolg, vind ons daar in Johannes 13, wanneer Jesus sy disippels se voete was, wanneer hy sy diensbaarheid wys, wanneer hy wys wat hy wat Here en leermeester genoem word, sy disippels se voete was, dan sê hy, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Daarmee sê Jesus, gelukkig is julle as julle ook in hierdie wêreld diensbaar is. Geseënd is julle as julle in hierdie wêreld my wil doen. Geseënd is julle as julle die koninkryk van God soek. En wanneer die Fariseërs en die Sadduseërs na Jesus toe kom en daar in Matteus vir Jesus probeer vasvra met hierdie strikvraag, dan vra hulle vir Jesus, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En dan vat Jesus die 10 gebooie saam. En hy sê die eerste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede gebod wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as ons vandag praat oor 'n positiewe voorbeeld, as ons praat oor die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, dan is dit hoe ons as volgelinge behoort te leef. In die eerste plek,
Moet ons die Here ons God lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand. En as ons mooi oor hierdie gebod gaan nadink, dan sien ons dat die eise van hierdie gebod is groot. Dit beteken dat ek die Here bo alles in my lewe moet stel. Dat daar geen persoon, geen iemand, geen niks belangriker as die Here vir my moet wees nie. Dat ek hom moet lief hê in alles wat ek doen. Die manier waarop ek leef, die manier waarop ek werk, moet ek die Here lief hê. En dan in die tweede plek, wat hiermee gelyk staan is, jy moet die mense rondom jou lief hê. Jy moet jou naaste lief hê. En as jy werklik 'n voorbeeld wil stel vir ander mense, as jy jouself 'n rolmodel wil noem, dan volg jy hierdie beginsels wat Jesus in sy woord vir ons neerlê. Mag dit van almal van ons waar wees, dat ons die beginsels, die woord van die Here navolg in ons lewe. Ons skriflesing kom vanmôre uit Filippense 3, vers 17 tot 4 vers 1. Filippense 3, vers 17 tot 4 vers 1. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons word net so stil voor die Here. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons U as die lewende God, as die ware God, as die enigste God kan aanbid. Dankie Here dat ons ook op grond van dit wat ons bely, op grond van dit wat U vir ons in die woord leer, kan weet dat U ook nou hier in ons midde is. Dat U hier by ons is, dat U in ons is en om ons is. Dankie Here dat ons ook kan weet op grond van dit wat U woord vir ons sê, dat U alles van ons weet, dat daar niks is wat vir U verborge is nie. Here, U weet hoe ons op hierdie oomblik voel. U weet hoe ons voel oor al die dinge wat in hierdie nuwe week vir ons voorlê. U ken ons bekommernisse, U ken ons vreugdes, U ken alles van ons. U ken tot ons woorde nog voordat ons dit gespreek het. Dankie dat ons in so 'n verhouding met U kan staan. Here, ons gebed vandag is waar ons U woord oopmaak, dat U werklik deur woord en gees met ons sal praat. Dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. En dat ons vandag, wanneer ons hier by hierdie kerkgebou uitstap, nie net pitkos sal hê vir die week nie, maar dat ons vir die res van ons lewe hierdie boodskap, hierdie woorde wat U vir ons gee uit U skrif uit, in ons harte sal saamdra en dat ons werklik so sal leef soos wat U van ons verwag. Dat ons 'n positiewe voorbeeld in die wêreld sal wees. Ons bid dit in groot afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Filippense 3 vers 17 tot 4 vers 1. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlike liggaam te wees. Daarom, my broers en my susters, word ook hier ingesluit, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Net tot sover ons skriflesing.
Daar word vertel dat een van Amerika se ou presidente, Calvin Coolidge, by geleentheid vriende uit die platteland uitgenooi het om by hom te kom eet. Nou, die platteland was nie in daardie tyd baie fyn opgevoed gewees nie. Hulle was maar rowwe mense en wille mense gewees, en toe hulle nou hierdie uitnodiging van die president kry, toe het hierdie vriende uit die platteland by mekaar gepraat en vir mekaar gesê, ons gaan nie die president in die verleentheid stel nie, en ons gaan onsself ook nie in die verleentheid stel by hierdie ete nie. So ons gaan alles doen soos wat die president doen. En julle weet mos, by daardie fancy etes is daar baie messe en baie virke en baie lepels en allerhande dinge. En hulle sê toe vir mekaar, hulle gaan die president noukeurig dophou, en die mes wat hy eerste gebruik en die virk wat hy eerste gebruik, dit gaan hulle ook doen. Hulle gaan alles doen, net soos wat die president dit doen. En alles het baie goed gegaan. Die ete het goed afgeloop, totdat hulle die koffie bedien het. Toe hulle die koffie bedien, toe vat die president so 'n bietjie koffie en hy gooi dit in 'n piering, en die vriende uit die platteland doen dieselfde. Hulle vat die koffie, gooi dit in die piering, en die president gooi 'n bietjie suiker in, en hy gooi 'n bietjie melk in, en toe vat hy die punt van sy mes, en hy roer die koffie daar in die piering. En die vriende uit die platteland doen presies dieselfde. In die volgende oomblik, toe vat die president die pieringkie en hy sit dit hier langs hom op die tafel, op die grond neer, vir sy kat om te kom drink. En toe, met eens, is hulle uitgevang. Toe kon hulle nou nie meer wegsteek nie, toe is hulle uitgevang. Nou, gemeente, daar is dinge wat ons leer deur af te kyk by ander mense. Daar is dinge wat ons leer, wat ons nie in boeke kan leer nie. Dinge soos styl, dinge soos houdings, dinge soos gesindhede leer jy om af te kyk by ander mense, by rolmodelle. En almal van ons het rolmodelle. Dalk op 'n stadium in ons lewe het ons rolmodelle gehad, of dalk het ons tans nog in ons lewe rolmodelle. Maar almal het rolmodelle. En ek onthou toe ek so op laerskool was dit nou veral vir seuns, was die rolmodelle, was die rugbyspelers gewees. En in daardie tyd was daar sulke handskoentjies gewees, wat net jou vingerpunte het uitgesteek met hierdie handskoentjies. Ek weet nie of van julle dit dalk kan onthou nie. Nou hierdie handskoentjies sou jou nou gehelp het om die bal beter te vang en die bal beter te paas. Dit was nou die doel van hierdie handskoene. En almal het dit gedra, want al die rugbyspelers het dit gedra, en al die kinders het dit gedra. En ek weet dit was populêr, want ek self het so stel handskoene gehad. Nie dat dit my gehelp het om die bal te vang nie. Maar dit is ook natuurlik so dat mens negatiewe dinge by mense kan afkyk. Dit is ook natuurlik so dat daar negatiewe rolmodelle in ons lewe is. So rukkie terug het ek met 'n juffrou gepraat van 'n ander skool, en sy vertel vir my van 'n graad 5 seentjie wat na haar toe gekom het, wat nie sy huiswerk gedoen het nie. En die juffrou vra toe vir die seentjie, maar hoekom het jy nie jou huiswerk gedoen nie? En sy antwoord was as volg. Hy het gesê, ag juffrou, gisteraand was my maale by die kroeg gewees, en sy wou nie vir my lekkers koop nie, en toe gee sy maar vir my 'n bier, en ek drink toe die bier, en dit is hoekom ek nie my huiswerk gedoen het nie. Hartseer. Maar dit is die lewe waarin ons leef. Jy kan of 'n positiewe voorbeeld stel, of 'n negatiewe voorbeeld stel. Mens sien dit self in die wild en die natuur, dat dit baie dikwels gebeur. Ek het gehoor daar by die Pilaansberg was al die ou olifante uitgevat, en net die jong olifante het oorgebly. En daardie jong olifante het alles afgebreek en alles verwoes, soveel so dat hulle van die ouer olifante weer moes terugbring, sodat die jong olifante net maniere kan leer. Dat hulle net weer kan sien wat en hoe hulle ook as olifante dan nou daar in die wild moet leef. Dat hulle nie alles kan breek nie. Nou die punt wat ek wil maak deur al hierdie dinge vir julle te vertel is, dat daar is krag in die voorbeeld wat jy stel. En daar is veral krag in die positiewe voorbeeld wat jy stel. Paulus sê vir ons in Filippense 3 vers 17, sê hy, wees my navolgers en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle daar gestel het.
En dan sê hy verder, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. En die verderf is hulle einde. Die boodskap vertaling stel dit so, daar staan, my broers en susters, doen wat ek gedoen het, wees my navolgers. Terwyl ek nie daar is nie, moet julle die mense se voorbeeld volg, wat die wedloop net soos ek hardloop. Dit is belangrik dat julle die regte mense volg. Dit is belangrik dat jy die regte mense volg. Dit is belangrik dat jy die woord van die Here volg. En dink 'n bietjie vir 'n oomblik aan die mense wat 'n groot rol in jou lewe gespeel het. Dink aan die mense wat 'n impak op jou lewe gemaak het. Aan die werklike goeie rolmodelle in jou lewe. Dit is mense wat lewe vanuit die woord uit. Maar die realiteit is dat in ons dag en in ons tyd waarin ons leef, is die woord nie meer die prioriteit vir baie mense nie. Dit is vir baie mense nie 'n prioriteit om eers meer kerk toe te kom nie, om saam as gemeenskap van gelowiges bymekaar te wees, soos wat die Here ons beveel in sy woord in Hebreërs 10 vers 25, waar hy sê, julle moenie maak soos wat ander mense geneig is om te maak en die samekomste van die eredienste misloop nie, van die gemeente misloop nie. Julle moet dit bywoon, of dit nou vakansie is of nie vakansie is nie, julle moet die gemeenskap van gelowiges ervaar. Julle moet julle kinders ook op so 'n manier grootmaak. En julle kleinkinders op so 'n manier grootmaak. En julle peetkinders. Julle wat paas en maas en oupas en oumas is. Julle wat ooms en tannies is. Julle wat broers en susters het. Julle moet vir hulle die voorbeeld stel. En ek het op 'n interessante kerkstudie afgekom wat getoon het, en ek wil dit graag vir julle lees, dat wanneer 'n pa en 'n ma kerk toe gaan, bedoelende wanneer 'n pa en 'n ma saam kerk toe gaan, is die kans 72% dat die kinders ook kerk toe gaan as hulle die dag groot is. As pa alleen saam met die kinders kerk toe gaan, is die kans 55% dat wanneer die kinders groot is, hulle kerk toe gaan. As ma alleen saam met die kinders kerk toe gaan, sonder pa, sal 15% van die kinders kerk toe gaan, as hulle groot is. As nie ma of pa kerk toe gaan nie, sal net 6% van die kinders kerk toe gaan, as hulle groot is. So jy sien, die voorbeeld wat jy stel, dra gewig. Die voorbeeld wat jy stel is belangrik. En ons het hierdie mooi spreekwoord in Afrikaans wat ons sê, woorde wek, maar voorbeeld strek. Woorde is belangrik, maar as jou woorde nie die voorbeeld en jou lewe nie die voorbeeld stel nie, dan beteken jou woorde eintlik niks nie. Jy moet met jou dade die voorbeeld stel. Jy moet met jou lewe die voorbeeld stel. As mens na hierdie statistieke kyk, is dit skrikwekkend. Dit is skrikwekkend. En ek het baie te doen met ouer mense, met jonger mense, met die hele spektrum van mense. En dit is hartseer om te sien wat in die wêreld aan die gang is. Dit is hartseer om te sien dat die woord nie meer die norm in baie huise is nie. In hoeveel huise word daar nog stilte tyd gedoen? In hoeveel huise word daar Bybel gelees en gebid? Hoe gereeld gebeur dit? As jy werklik 'n voorbeeld wil stel, dan doen jy dit. Dan is dit vir jou 'n prioriteit. Ons as Christene is wegwysers, is padaanwysers. Hulle praat van Christene as padpredikante. Ons moet vir die mense wys, hier draai jy regs, hier draai jy links, hier stop jy. Ons is padaanwysers, padpredikante. Maar dan moet ons self daardie pad loop. Dan moet ons self bereid wees om daardie pad te loop. Paulus sê in Filippense 2 vers 5, sê hy, julle moet Jesus se voorbeeld navolg.
Julle moet Jesus se voorbeeld navolg. En waar leer jy wat Jesus se voorbeeld is? Deur sy woord te lees, deur sy woord te oordink. Daar leer jy wat Jesus se voorbeeld is. Filippense 2 vers 5, julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg, soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook oor dinge dink en voel. Paulus sê, volg my voorbeeld, soos wat ek Christus se voorbeeld volg. En vandag wil ek vir jou 'n moeilike vraag vra. Kan jy dit sê? Kan jy dit sê? Kan jy sê, volg my voorbeeld, soos wat ek Christus se voorbeeld volg? Kan jy dit werklik sê? Kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek praat, in die manier waarop ek liefde uitleef, in die manier waarop ek vir God lief is, waarop ek vir my naaste lief is, kan jy sê, volg my voorbeeld, soos wat ek Christus Jesus se voorbeeld volg? Kan jy dit sê? Want hoe leef ons as Christene? Hoe praat ons as Christene? Ons moet voorbeelde vir mense wees. En weet jy, Jesus leef vandag. Ons dien die lewende God. Die God wat vir ons aan die kruis op Golgotha gesterf het en wat op die 3de dag opgestaan het. Die lewende God. Ons dien hom. En mense moet kan sien in jou lewe dat jy Jesus dien. Mense moet kan sien op die manier waarop jy praat en dit wat jy doen, moet hulle kan sien dat Jesus lewe. Jesus moet sigbaar wees in jou lewe. En dan wil ek net weer die vraag vra. Kan die mense, jou familie, jou gesin, jou vriende, jou werksmense, die kinders by die skool, kan hulle sien dat Jesus lewe in jou lewe? So 2 Sondae terug het ons hier in die gemeente gepraat oor wat Paulus sê in 2 Korintiërs 3, dan sê Paulus, julle moet onthou, julle is lewende briewe deur Christus geskrywe en ander mense gaan julle lees. En wat lees hulle as hulle jou lees? Wat sien hulle raak as hulle na jou kyk? Want jy sê, almal van ons, ek het dit nou die afgelope week ook vir die kinders gevra by die belydeniskamp, wie van julle is Christene? En almal het hulle hande opgesteek en gesê, ek is 'n Christen. En toe vra ek vir hulle die vraag, kan mense in julle lewe sien dat julle Christene is? Christenskap moet sigbaar wees in ons lewe. Jakobus sê vir ons, geloof is een ding, maar as geloof nie tot dade oorgaan nie, is so 'n geloof dood. Dit is nie net genoeg om te sê ek glo nie, my lewe moet dit getuig, my lewe moet wys dat ek glo. En daarmee, hoor my mooi, sê ek nie, ons word gered op grond van ons dade nie. Ons word gered op grond van Christus en sy dood en sy opstanding. Dit is op grond waarvan ons gered word. En as ek dit werklik glo, dan lyk my lewe anders. Dan doen ek dinge anders. Dan praat ek anders. En weet jy, as ons as Christene, as ons as boere, as ons as besigheidsmense, as ons as onderwysers, as ons as kinders, as ons as afgetredenes so leef, sal ons beter Christene wees. Sal ons die lig van Jesus in die wêreld uitstraal. Want dit is wat Jesus vir ons sê daar in Matteus 5, dan sê hy, julle moet julle lig so voor die mense laat skyn, dat julle Vader wat in die hemel is, verheerlik word. Julle moet julle lig so voor die mense laat skyn, dat julle Vader wat in die hemel is, verheerlik word. En weet jy, hoekom het die vroeë kerk so met 'n spoed en geweldig en snellend gegroei? Dit was oordat daardie eerste Christene anderster geleef het. Daardie eerste Christene het eenvoudig net die oog van ander mense gevang, want hulle het anderster geleef. Hoor net wat staan daar in Handelinge 4 vers 32. Daar staan,
Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het van huis tot huis gegaan en nie vir mense gepreek nie. Hulle voorbeeld het boekdele geskryf. As ons leef as volgelinge van Jesus Christus, dan behoort ons voorbeeld boekdele te skryf. Dan behoort mense Christus in my raak te sien. Dan behoort die glans waarvan 2 Korintiërs 3 praat in vers 18, hierdie glans moet uit my uitstraal van Jesus Christus, dat ek die Here dien. Dit is wat ons nodig het in hierdie wêreld. Goeie rolmodelle is nodig. Goeie voorbeelde is nodig. En daar is krag in 'n goeie voorbeeld. Daar is werklike krag in 'n goeie voorbeeld. En ek wil jou vandag uitdaag. Ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. Ek weet nie hoe lyk die dinge by jou huis nie. Ek weet nie hoe lyk die dinge in jou persoonlike omstandighede nie, die dinge waaroor jy bekommerd is nie. Maar ek wil jou uitdaag om Jesus se voorbeeld te volg. Jesus wat deur lyding is, Jesus wat deur pyn is vir ons, vir my en vir jou, om sy voorbeeld te volg. En dan sal jy vrede ervaar. Dan sal jy vreugde ervaar. Die grootste vreugde is om 'n kind van die Here te wees. Dit is die grootste vreugde wat daar is. En daarom sê die Bybel vir ons, een van die kenmerke van 'n Christen is vriendelikheid, is blydskap. Dit moet uit ons uitstraal. Daardie vreugde, daardie lig van Jesus moet sigbaar wees oral waar ons gaan. Vandag, môre en elke dag van ons lewe. Mag ons die lig, die vreugde, die voorbeeld van Jesus navolg. Amen. Here, mag U vir ons krag gee om die ware geskenk, die geskenk van lig, lewe en liefde wat na die wêreld toe gekom het. Die geskenk van vrede, vreugde, daardie geskenk uit te deel. Mag U ons help om voorbeelde te wees, om positiewe voorbeelde te wees met elke persoon wat ek mee in aanraking kom. Amen. Paulus sê vir ons dat goeie rolmodelle, mense wat 'n voorbeeld van Jesus se liefde en sy vreugde is mense wat paspoorte van die hemel dra. Is mense wat burgers van die hemel is. En ek het so gedink toe ek hierdie woorde lees in Filippense 3 en dink oor die burgerskap van die hemel wat ons dra, dat jy kan dadelik, as jy iemand van die buiteland ontmoet, kan jy dadelik agterkom, daardie persoon is anderster. Hy het 'n ander burgerskap as jy, want hy praat anderster as jy. En dit is hoe ons ook moet wees as burgers van die hemel. Mense wat paspoorte dra van die hemel, is ons moet anders wees. Ons moet uitgeken word deur ons manier van leef, deur ons manier van doen. En dan die mooi storie wat ek gelees het, is 'n storie van 'n sendeling, en ek dink ek het dit dalk al by geleentheid ook vir julle vertel, is die verhaal van Dr. Fred Shepherd. Nou, hy was 'n sendeling gewees hier in Afrika, en hy het baie sendingstasies opgerig en kerke geplant en allerhande dinge. En op 'n dag het daar ander mense na hierdie sendingstasie toe gekom, wat die sendingstasie besoek het, en Dr. Fred Shepherd was nie by die sendingstasie nie. Maar hierdie sendelinge wat toe by die sendingstasie opgedaag het, vra toe vir die mense daar, het julle al ooit vir Jesus gesien? Het julle al vir Jesus ontmoet? En hulle het gesê, nee, hulle het nog nooit vir Jesus gesien nie, maar hulle het vir Dr. Fred Shepherd gesien, en hulle dink, Jesus lyk soos hy. Mag ons so 'n voorbeeld stel,
om so te leef, dat Jesus gesigbaar is in ons lewe. En daarmee is ek klaar gepreek. Geliefdes, ons slotlied is Vlam 41, Beeld van God. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Amen.